Goeiemôre gemeente. Welkom by ons erediens vanoggend. Dit is so 'n mooi oggend na die bietjie reën wat ons al gekry het. So dankbaar daaroor, die stof was al erg geweest. Maar ja, mens sien die lente en dit voel sommer net as 'n nuwe seisoen wat voor lê. En ja, mag ons ook God se verkwikking vanoggend ook ervaar deur sy gees en sy woord. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. In Deuteronomium lees ons dat Moses weer die volk herinner. Hy weet hy gaan nou nie saam met die beloofde land in nie. So hy herinner hulle aan alles wat die Here gesê het, God se opdragte. En dan herhaal hy die wet, die 10 gebooie, en daarna sê hy in Deuteronomium 6 vers 4 tot 9. Luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel en met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is, en as jy op pad is, en as jy gaan slaap, en as jy opstaan. Jy moet dit as 'n herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkusyne en op jou stadspoorte. So van die begin af het God sy wet gegee, nie om klomp reëls en regulasies nie, dit is eintlik omdat God ons lief het. Jy weet die eerste tafel vra dat wat God bo alles moet lief hê, soos wat hy hier sê, jy lief hê met sy hart en siel en met al jou krag. Die tweede tafel sê ek my naaste moet lief hê. So as jy wil weet hoe om God lief te hê en hoe om jou naaste lief te hê, lees die 10 gebooie, nee. Jy sal God se naam nie as 'n vloekwoord gebruik byvoorbeeld nie. Jy sal die erediens in stand hou, nee, want jy wil kom om jou liefde vir Here te wys op 'n Sondag. En natuurlik sal jy jou naaste nie iets slegs aandoen nie moord pleeg nie, of egbreek pleeg of sulke dinge nie. Dis alles omdat ek God bo alles lief het en my naaste soos myself. En dis wat God van ons vra. 'n Hart wat gedryf word deur liefde vir hom en 'n liefde vir my naaste wat na God se beeld geskape is. Ons lees Genesis 3. Ons gaan eintlik lees vanaf Genesis 2 vers 15 tot Genesis 3 vers 7. Genesis 2 vers 15 tot Genesis 3 vers 7. Ons fokusvers is Genesis 3 vers 1. En ek lees uit in die 1983 vertaling. So Genesis 2 vanaf vers 15. Die Here God het die mens in die tuin laat woon en dit bewerk en om op te pas. Die Here God het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Verder het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal van hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Die Here God het toe uit die grond al die wilde diere en al die voëls gevorm en na die mens toe gebring om vas te stel hoe hy elkeen sou noem en wat die mens elke lewende wese sou noem, dit sou sy naam wees. Die mens gee toe name vir al die makdiere, die voëls en die wilde diere, maar vir homself het hy nie 'n helper, 'n gelyke gekry nie. Toe die Here God 'n diep slaap op die mens laat kom, sodat hy vasgeslaap het. Die Here God neem toe 'n ribbebeen uit die mens, vul die plek met vleis op en die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, bou hy om tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Toe sê die mens, hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek. Daarom sal sy vrou genoem word. Sy is uit die man geneem. Daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Hulle twee, die mens en sy vrou, was skaal, maar hulle was nie skaam nie. Die slang was listiger as al die wilde diere wat die Here God gemaak is. En hy het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin. God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie. En ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle daarvan daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken.
Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. En sy het van die sy het ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vyeblare aan mekaar en hang dit om vir klere. Fokusvers vers 1, Genesis 3 vers 1, die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is. En hy het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Ja, laas Sondag het ons gekyk na 1 Timoteus 4 vers 1, want ons bely ook, en ons weet ook, dit staan in die Bybel, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen Satan en sy bose magte. En dan lees ons in 1 Timoteus 4 vers 1, lees ons van Satan se aktiwiteite, sy strategie, hoe hy ons wil vasbind, hoe hy wil beheer kry oor jou lewe. En Paulus skryf in 1 Timoteus 4 vers 1, die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd, die eindtyd is die tyd waarin ons nou leef. Dis die tydperk tussen Christus se eerste koms en sy wederkoms. Dit begin nadat Christus aan die kruis gesterf het en opgestaan het en opgevaar het hemel toe, en die eindtyd eindig as Christus nou weer kom. So ons leef in hierdie eindtyd. Nou in hierdie eindtyd sal sommige afvallig word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van duiwels aanhang. So hy het 2 strategieë veral. Sien ons, misleidende geeste, en ook leerstellings van duiwels. Hierdie misleidende geeste, is natuurlik, wat ons baie duidelik kan sien, dis die okkulte, spiritisme, heksery, satanisme. Dit is een manier hoe hy mense vasbind. Ek weet nie of jy al dalk met mense te doen gehad het, wat so in die okkulte is, en wat met heksery vasgevang is, en satanisme, dis donker, dis baie duidelik. Dit kom by die put van die hel. Daai mense is absoluut vasgevang. En hulle soek bonatuurlike krag, en is duister en donker, en het gaan oor doodmaak, moeties, en sulke tipe goeters. Dit is nie 'n strategie. Maar daar's 'n strategie wat eintlik baie erger is as dit, want daai kan jy duidelik sien. Jy sien dit sommer so op die oog af. Dis donker en duister. Dit kom uit die put van die hel. Maar dan het duiwel ook ander strategie. Leerstellings van duiwels, of ander vertaling 53 sê leerstellings van bose geeste. Daai leerstellings is baie gevaarlik. Waar een persoon dalk in die okkulte of heksery of satanisme vasgevang is daar honderde wat deur hierdie leerstellings van duiwels vasgevang is. Mislei is. Dit is mense wat saam die waarheid ook die leuns van die duiwel glo. 'n leuen glo. En ons weet Satan is die vader van die leuen. Hy is die vader van die leuen, en ons moet daarvan vrykom, bevryding van valse leerstellings. Dis wat mense soos meer die mense wat selfs kerk toe kom, waar Satan 'n invloed op jou lewe kry. Saam met die waarheid, wat in die Bybel staan, glo jy dalk ook 'n leuen. En dit klink baie keer, dit wat hy sê, en waardeur hy jou vasgevang het, klink goed en reg, dit klink baie reg. Maar is net so bietjie af, en hy bind jou, en jy raak oneffektief as 'n kind van God. En van hierdie leerstellings moet ons bewus wees, en hy het sulke algemene goeters wat hy baie mense mee vasbind, en waarop ek wil kyk die volgende paar Sondae, watter leerstellings, watter misleiding Satan ons denke veral mee bind. En hy's baie subtiel, Satan. En ek wil vir jou sê, om die verkeerde te glo is eintlik ernstiger as om die verkeerde te doen. Om die verkeerde te doen, weet jy baie duidelik, dis was verkeerd, Daar waar ek nou geskinderd van iemand, dit is verkeerd. Daar waar ek iemand sleg gesê, dis vir ons weet dit, Maar om die verkeerde te glo, is jy weet nie daarvan nie. Hy lei jou aan jou neus rond, en jy dink jy's reg. So om die verkeerde te glo, dis veral hier in jou denke, waar Satan hierdie leerstellings, sy valse leerstellings wil vestig. En dan gaan jy ook sommer die verkeerde doen ook. Jy gaan dit nie eens weet nie. Nou, dis veral ons denke, en ons weet,
Ons sien sommer hier in die begin, Genesis 3 vers 1, kom ons kyk net sommer waar kom Satan al klaar met 'n leuen, nê? Wat hy nog vandag ook gebruik. Die eerste optrede van Satan, hy natuurlik, hy en 'n derde van die engele in sonde en opstand gekom het teen God, kom hy en toe Adam en Eva in die tuin van Eden, en daar staan, hy kom in die vorm van 'n slang, nê? So alle slange is nie die duiwel nie, hy kom in die vorm van 'n slang, en hy sê, die slang was listiger as al die wilde diere wat deur die Here God gemaak is, en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? Wat sê hy eintlik hier? Ek sal nou 'n bietjie dieper daarop ingaan. Hy sê eintlik God is 'n sadis. Nee? God is iemand, is nie 'n God van genietinge nie, hy's 'n God van verbiedinge. God wil jou net verbied. Alles net verbied. Nie plek eintlik ruimte vir genietinge nie. God is eintlik die sadis. Die kosmos se sadis, en dit is erg om dit te sê, want ons weet, dis nie wie God is nie. Maar dis wat Satan wil vestig hier. En dalk het jy ietsie daarvan, en jy weet nie eers daarvan nie. So ietsie van hierdie leuen is daar in jou denke. Ek moes myself ook ondersoek, en besef ek hier en daar, dan het ek ook maar so gedink, op 'n manier. God is die een wat net 'n klomp reëls, verbiedinge gee, nie 'n God van genietinge nie. So, wat doen hy? Hy verdraai God se woorde, nê? Daar, het God werklik gesê, hulle mag van geen boom in die tuin eet nie. Hy verdraai God se woorde, maar hy suggereer ook dat God 'n morele tiran is. God maak hierdie wonderlike vrugte, nê, wat Adam en Eva, hulle loop aan die tuin van Eden rond, nê, en hier is hierdie wonderlike vrugte. Nou voor die sondeval, nê, was alle vrugte uitvoergehalte, nog beter as uitvoergehalte, wat ons nie eens in Suid-Afrika kry nie, wat die ouens oorsee kry, nê. Daar was perkes, arbeie en die goeders, nê, sonder, dit is mooi rond, dit lyk goed, dit ruik goed, dit is sonder hormone gekweek, en daar is geen wurms in sulke goed nie, nê. So God maak al hierdie goeders, dan maak hy die mens met smaaksintuie en reuksintuie om dit te kan waardeer, maar God sê jy mag nie daarvan eet nie. Dis wat hy hier suggereer. So God wil hulle eintlik kastei, Adam en Eva. Net dis wat sy woorde suggereer. Hier's al hierdie lekker dinge, maar jy mag nie daarvan eet nie. Dis hoe die God, dis hoe God is. Hy pynig eintlik die mens. God is daarmee mense te pynig. God gee vir jou lewe om jou te pynig, om jou te laat ly. Dis wat baie mense dink. God het my die lewe gegee sodat hy hom kan geniet in my lyding. Dis nou ekstreem gestel, maar dalk het ons so ietsie daarvan in my denke. En wat sê Eva? Ons gee vir krediet. Sy het redelik goed onthou wat die Here gesê het, nee? Die vrou die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die boom in die tuin. God het net gesê ons mag nie van eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie. En ons mag dit nie aanraak nie. Want dan sterf ons. So, wat doen sy? Sy voeg iets by God se woorde. Sy sit nog 'n verbieding by wat God nie gesê het nie. Verstaan jy, sy begin in daai rigting beweeg hoe Satan. Satan sê God is 'n God van verbiedinge. Hy verbied jou net 'n klomp dinge. En sy sê nee, God sê ons mag van eet, ons mag eet van die bome in die tuin, nie van al die bome van die bome, maar ons mag nie eet van die middel van die tuin, ons mag dit nie aanraak nie. So sy sit 'n verbieding by, 'n verbod by. So jy kan sien, daai suggestie van Satan is besig om hierso pos te vat. Nee, sy begin val vir Satan se beeld wat hy skep van wie God is wat ons aanbid. Want wat het God gesê? Genesis 2 vers 16 en 17. Van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van kennis van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. So God het net dit gesê. En sy sê, en ons mag dit nie aanraak nie. Van daai idee dat God iemand is, nee, wat jou wil verbied, wat nie God van genietinge is nie, maar van verbiedinge, nee, het begin posvat in haar denke. Is dit nie nog baie keer vandag ook dat mense so dink?
Hoekom moet ek kerk toe gaan? Moet ek ook wel al hierdie reëls nog op my kom plaas? Nee? Dat die werk is al reeds, en die skool is al so baie reëls, nou nog kerk nog verdere reëls kom kry. Hierso. Want God is die God van verbiedinge, nie van genietinge nie. En daarom, ja, moet ons die Heilige Gees vra om deur sy woord die waarheid vir ons uit te wys. Nee, want wat het die Here gesê? Hy sê van al die bome in die tuin, mag jy eet soos jy wil. So waar lê die klem? God is 'n God van gee, van genietinge. Daar's net een reël. Maar van die boom van alle kennis van mag jy nie eet nie, dags daarvan eet sterf jy. So alles word geoorloof nie, alles, geniet dit. Eet van daai perskes, daai arbeie, daai mangoes, nee. Noem op, weet wat se vrugte hou jy van nie, nee, maar dit wat geniet dit. Daar's net een gebod, net een. Daar's soveel genietinge, soveel dinge wat jou toegelaat word. Net een, net om hulle te toets, nee, of hulle die Here dien. Net een ding. Hulle kon net een sonde gedoen het in die tuin van Eden. Net een. En so van daai boom te eet. Verder kon hulle alles doen. So wat sê die Here, wie is hy? Hoe openbaar hom in sy woord? Hy is 'n God van genietinge. Sy geniet jou lewe. Hy wil gee, hy wil jou seën. Nie God van, die klem lê nie op gebiedinge nie. Daai gebiedinge is nou na die sondeval baie noodsaaklik, ons moet nou daarna kyk, om jou te beskerm. God verbied jou nie goeders, moet laat swaar kry nie. Dit is vir jou voordeel, vir jou beskerming. Ja, God verbied slegs een saak, en hy laat alle genietinge toe. Nee, eet van die uitvoervrugte. En hy het die mens geskape. Nee, hy het alles vir die mense in die tuin van Eden, alles het hy gemaak, die tuin van Eden wat volmaak was, vir die mens om te geniet. Eers dat hy alles gemaak het, nee, skep hy Adam en Eva, sodat hulle dit kan geniet. So God gee vir ons 'n lewe, om dit te kan geniet. Nee, om positief te wees. Nie negatief nie. Dis waarvoor God vir ons lewe gee. Hy skep alles vir Adam. Natuurlik het Satan nou met misleiding die lewe redelik om deur mekaar krap, nee, na die sondeval. Maar God gee vir jou lewe, gee vir hulle lewe, maak die skepping alles volmaak om dit te geniet. En Adam, hy het spesifiek vir Adam gevra om vir diere name te gee, nadat Adam kan sien hoe wonderlik is die skepping. Hoe mooi is dit? Een verbod teen honderde genietinge was God se morele formule in Eden. Net een gebod. En Satan gebruik hy een verbod om alles skeef te trek. En Eva val daarvoor en Adam val daarvoor. Net daai een ding. En sê, God is teen genietinge. God wil nie jy met jou lewe geniet nie. God is 'n pretbederwer. Voel by mense. Nee, en hy gee vir ons die lewe om te kan lei. Dis hoe baie mense voel. En dit word ook versterk, baie keer deur wettiese prediking in kerke, nee, word daai idee versterk onder Christene. Weet, wettiese prediking. Ek het dit al 'n paar keer genoem, nee, maar hoe ek maar groot geword is, nee, God wil jou eintlik net straf. Gelukkig het Jesus vir jou sondes gesterf. Maar hy staan net reg om jou net te vernietig. Jy weet, preke was gewoonlik die eerste punt is hoe groot jou sonde en ellende is. Nee. Tweede punt is gelukkig het Jesus vir jou sondes gesterf. Derde punt is nou jy gaan dankbaar lewe vir ons God se wet. Jy gaan nie reg kry nie, maar gee jou beste. Jy gaan weer val. En dan moet jy maar net weer, Jesus, asseblief staan net tussen my en die Vader, wat my net wil vernietig. Nee, dis 'n idee wat baie keer geskep is. God die Vader, nee, wil eintlik net straf. Maar Jesus daar net om te keer, sê ek het gesterf vir die sondes. So wettiese prediking. Dit word baie keer versterk in die kerk ook. En dis nogal
interessant, dat dis kenmerkend om altyd te smag na daai een verbod. Het jy dit al gesien in die lewe? Nee? Alles word jou geoorloof, maar daai een verbod, jy sal smag om dit te kry. Nee, ek nou sommer gesien toe my kinders toe hulle nog baie klein was, nee, toe nog Peters was. Jy kan hulle in 'n kamer sit met 'n klomp speelgoed, nee, hulle kan met al daai speelgoed speel. En dan sê jy vir hulle, moet net nie jou vinger na die muurprop druk nie. Nee. So hulle is geoorloof met al die goed, maar weet wat verkies hulle? Daai vinger aan die muurprop gaan druk. Daai een verbod. Nee. Dit is die lekkerste ding. Lekkerder as al hierdie speelgoed om my. Kom ek gaan druk my vinger. En dan moet jy daai plastiek goed koop wat jy mos nou so indruk en nee, om hulle te keer. Dis al so menslik. Nee? Hoe kan 'n ontroue ouer dink om 'n flirtasie by die werk of waar ook al met iemand aan te gaan, is baie beter as my gesin se geluk en liefde en saamwees en vertroue. Hoe mislei kan jy wees? Om te dink dat daai flirtasie beter is as 'n gelukkige gesin, waar daar liefde, vertroue, saamwees is. So is jy mislei. Ons kan klomp sulke voorbeelde vat. Nee, ons verwerp al hierdie toelaatbare dinge, maar soek daai een ding wat verbied word. Net daai een. Dis die beste. Dis so groot misleiding. Ek meen, vir my die lekkerste was om net saam my gesin, saam my kinders te wees. Toe ons huwelik, toe Ariadne en Stefan getrou het, om daar te wees, en dit saam met hulle te vier, en ons saam, dit is, jy kry iets beter, jy kry nie haai, dink ek kry jy op 'n dagapyp of wat ook al nie, as dit nie. As hy eenheid en saam wees, en liefde vir mekaar. Nee, hoe is ons mislei? Dis baie gevaarlike denke, as jy begin dink, as jou uitgangspunt is, alles wat lekker is of sonde, of verkeerd, of onwettig, of immoreel, of ongesond en maak vet. Nee, as jy begin dink, alles wat lekker is net verkeerd, of is ongesond. Nee, dan moet jy besop vir Satan, wat beheer vat oor jou denke. Die beste dinge in die lewe is verniet. Regtig, die beste dinge in die lewe is verniet. Wat die Here vir ons gee. Byvoorbeeld 'n sonsondergangs. Nee, dis die beste ding wat jy kan beleef. In plaas om vanmiddag mall toe te gaan, want daar gee mens geld uit. Gaan vanmiddag hier na die koppie toe, daar by die watertoring, en dan kyk jy hy sonsondergang. Dis verniet. Jy hoef nie te betaal om daar te gaan sit, daai sonsondergang te sien nie. Nee, dis verniet. Om te gaan in die oggend vroeg op te staan en te gaan draf en in die natuur te wees, nee, dis verniet. Dis lekker. Of te gaan stap, jy hoef nie te draf, jy kan stap ook. Gister dit beleef, ek het op die mannegroep mense genooi en gesê, kom ons gaan saam doen 'n bietjie parkrun, nee. Lennert en Rita het nou 'n paar keer oor die Jukskei rivier gerim saam met ons hier by Albertsfarm 'n parkrun te doen. Dis verniet. Toe het ons gesê, kyk, kom ons gaan bietjie soontoe. Weet jy hoe lekker was dit gewees, nee, daai parkrun, die vriendskap, nee, die almal wat saam gegaan het, die vriendskap. Daai daar, ek weet nie of jy daar by monument was, nee, dit is mos so half 'n natuurreservaat, nee, om daar te hardloop en te draf of te stap en dit te sien. En daai uitsig oor Pretoria en Unisa en die plekke. Dis hier in die stad, jy kan nie glo hierdie. Want ek dink Central Park van New York kan maar gaan slaap. Regtig. Dit is verniet. Vriendskappe. Nee, ons het bietjie gaan na Groenkloof gaan rondry ook en na die tyd toe Chris en al daar klaar vir ons die vuur gestart. Nee, toe kom ons by piknik, kon ons dadelik braai. Daai vriendskap, daai saamwees as geloofsfamilie, dis verniet. Om vanoggend hier te wees is verniet. Om vir jou te bid, saam met jou te staan wanneer jy deur 'n beproewende tyd gaan. Dis wat Pieter nou gesê het, ons het saam met vir Pieter gebid hier voordat ons die Erediens begin het. Hy sê wat 'n wonderlikheid dit is om so opbouend. Dis verniet wat die Here vir ons gee. Om saam bly te wees, nee, as geloofsfamilie, is verniet. Ek weet hier's 'n klomp matrikulante van ons wat nou die afgelope week het
het 'n matriek afskeid gehad en julle het pragtig gelyk, nee? Dit het ek op Facebook en alles goed gesien het, nee. Dis wonderlik om saam met julle bly te wees. Ook die ander matrikulante wat nou nie volgende is nie, wat ek so op Facebook, hulle het mooi gelyk. Maar ons is bly saam met julle. Dis verniet. Die beste ding is verniet. Pas op om vir daai een ding te soek en sê, dit gaan vir my vervulling bring. Dis 'n leuen van die duiwel. Ek donderdag sit ek die asblikke uit en daar's 2 ouens recyclers, daai ouens wat die asblikke so recycle. Ou Patrick en Bou. En ek sit die asblik so uit, ek sê vir hulle, hoe gaan dit? Sê wonderlik, want God is nog op die troon. So tevrede en dankbaar van ou Patrick en Bou. En hulle is al buite, nee, dink hulle beleef baie meer as ons wat van 'n huis na 'n kar en 'n kantoor en so gaan. Jesus sê in Johannes 10 vers 10, ek het gekom om vir julle die lewe te bring en die lewe in oorvloed. Die ware lewe in God se teenwoordigheid van oorvloed. Nadat Adam en Eva van sonde geval het, nee, is hulle uit die tuin van Eden weg van God se teenwoordigheid weggejaag, want hulle kon van die boom van die lewe geëet het en sou hulle vir ewig in daai sondige staat vir ewig gelewe het. Ek moet sê, ek dink 70, 80, 90 jaar van hierdie sondegevalle lewe is genoeg. Dan is dit tyd om hemel toe te gaan. Dink as jy permanent hier moes geleef het. Jou arm is later afgekap, jy het nie meer 'n nier nie, of wat ook al, nie sulke goeters. Nie lê net daar vir ewig. Dis God se genade dat hy hulle verbied het om nie van die boom van die lewe te eet nie. En toe het Jesus gekom om ons weer met God te versoen. Dat ons die lewe in oorvloed kon ontvang in God se teenwoordigheid. Daarvoor het Jesus aan die kruis gesterf. En hy bied dit vir jou aan verniet. Vat dit net, glo in my dat ek vir jou sondes gesterf het. En geniet die lewe wat ek vir jou gegee het. God wil hê ons die lewe geniet sonder om seer te kry of ander mense seer te maak. Die verbiedinge is alles vir ons beskerming. God sê nie verniet vir ouers, jy mag nie egbreek pleeg om hulle pret te bederf nie. Want as ouers egbreek pleeg, nee, die gevolge is vernietigend vir die kinders, vir die hele familie, selfs vir die kerk, as daar egbreek is in 'n gesin. Dit is swaar, dit is seer. Die gevolge is verskriklik. God sê nie om ons pret te bederf, jy mag nie steel nie, of jy mag nie moord pleeg nie, dit is vir jou ons beskerming. Want die gevolge is verskriklik. Dit bind jou. En ek weet ook baie keer jong mense sê nadat hulle belydenis van geloof afgelê, raak hulle bietjie weg. Ek praat nou nie van julle nie, die wat nou begin van die jaar afgelê het nie. Maar hulle sê ek wil bietjie net weg, ek wil bietjie my lewe geniet. En dan gaan hulle. Ek onthou 'n hele paar jaar terug in 'n vorige gemeente waar ek was, het so 'n jong man na my toe gekom en vir my gesê, dinge is net nie lekker nie. Hoe kan ek hom help? En ek sê toe vir hom, hoorie so, is jy bereid om jou lewe oor te gee vir die Here? Het jy dit al gedoen? Ja, ek het belydenis van geloof afgelê. Maar nou weet ek, belydenis van geloof kan baie keer net 'n vorm wees, nê? En die dominee vra hom, as jy vra, dan sê jy net ja, dis maklik. So is jy bereid om hier voor die Here, ek lei jou in gebed waar jy sê, Here, ek kom vandag en ek gee my lewe oor in u hande. Ek is nie meer in beheer van my. U is nou die Here van my. Sal jy dit doen? Weet jy, hy kon nie. Hy wou eers sê, dis al maar groot. Verstaan jy? So moenie dink as jy net deur die vorms gegaan het, alles is reg nie. Nee? Soos die grapie wat ek al gehoor het, is dat nie dink as jy in 'n garage slaap, in 'n motor, hy slaap, jy gaan 'n kar word nie. So jy kan selfs in die kerk wees. Nee, dis nie outomaties jy's 'n Christen of jy het regtig jou lewe oorgee vir die Here nie. En hy moes gaan en die volgende week swaar het ek hom gelei en hy toe oorgegee aan die Here. Jong mense dink ek kan my lewe nie geniet as ek dit oorgee nie. Jy kan dit dan reeds geniet. Dan ontvang jy die ware lewe in God se teenwoordigheid. En want God is 'n God van genietinge. Dit is ook maar soos 'n rugbywedstryd.
Nee, as daar nie 'n skeieregter of reëls is nie, sal dit glad nie mooi wees om na so 'n ding te kyk nie. En niemand sal dit geniet nie, almal gaan net seer kry. Jy weet, as jy ou kan laat vat, onkant staan, al daai goeters. Hoekom is daai reëls daar? Dis vir beskerming en dat dit mooi, dat ons daarna kan kyk op televisie en sulke goeters. Nee, dit is waarvoor dit daar is. Dieselfde ook, die Here gee vir ons reëls van die lewe, en in sy woord die waarheid, sodat jy jou lewe ten volle kan lewe en geniet, sonder om seer te kry of ander mense seer te maak. Die Here is 'n God van genietinge, nie verbiedinge nie. Prediker sê, jy wat jonk is, moet jou vreugde vind in jou jeug en jou jong dae ten volle geniet. Doen wat jy goed vind en waarvan jy hou, maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor alles nie. So vind vreugde. As my kinders dit geniet, as ek iets vir hulle gee of doen en hulle geniet dit, dit is vir my so goed. En God is ons Vader, vir hom dieselfde. Maar jy moet nou lank so, ek meen, hoe voel 'n vader, jy gee vir jou iets, ek wil nie 'n Samsung of 'n iPhone gehad het, so iets. Verstaan jy? Dit is nie. God gee selfs genadetyd om tot bekering te kom, wanneer ons geval het. En wanneer ons vir daai een gebieding gegaan het. Daar waar ons vingers in die prop gedruk het. God gee genade dat jy tot bekering ook kan kom. En dat jy kan leer, maar wat hy sê in sy woord is die beste. Dit is die beste. En dan, God is 'n God van toelating, nie verbiedinge nie. Vir elke een verbod is daar honderde toelatings wat jy kan doen en kan geniet. En dan wil ek ook sê, soos in die tuin van Eden, is hier eintlik in hierdie lewe, die kant van die graf, in Christus net een gebod. Tuin van Eden mag net nie van daai boom geëet het nie. Vandag vir ons ook, is daar eintlik net een gebod, wat jy kan oortree. Jesus sê aan Nicodemus, en dan ook Johannes die Doper sê ook later in vers 36, Johannes 3 vers 18 en vers 36, wie in hom glo, dis nou Jesus, word nie veroordeel nie, wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. Wie in die seun glo, het die ewige lewe, wie egter aan die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. So, as ons hierdie een gebod, om in Jesus te glo, as ons dit gehoorsaam, sal die res van self volg. Dis een gebod in hierdie lewe eintlik. Glo in Jesus. Net dis wat God gebied. Glo in Jesus. Maar praat nou van ware geloof, né? Dat jy regtig jou lewe oorgegee het om. Jy glo hy is jou saligmaker en verlosser. Nie net om ja te sê nie. Nee, glo in hom. En die res sal self volg. Daar's een gebod waarop jy moet fokus. Ek glo in U as my verlosser en die Here van my lewe. En die res kom van self. Maar oortree dit. Geen nie ag op hierdie gebod nie. En is 'n lewe waar Satan met jou maak soos hy wil. En hy lei jou in jou neus rond. Want in Jesus is ons ook vry van die vloek van die wet, nee, daar het ons oortree. Daar is 'n vloek, Galasiërs 3 vers 10 en vers 13 tot 14, daar is 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plekke vervloekte te word. Daar staan namelijk geskrywe, vervloek is elkeen wat in hout opgehang is, daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So, geloof in Jesus, dis die gebod, ware geloof. Hartsgeloof. Dis die gebod, dit maak jou vry van die vloek van die wet. Want Jesus het die wet in jou plek ten volle nagekom. So, eintlik is dit slegs Christene wat God kan sien soos hy regtig is.
Slegs deur 'n ware geloof in Christus kan jy die ware beeld van God hê. Net sien dat hy is 'n genadige Vader, 'n liefdevolle Vader en 'n persoonlike God. En God se genade gaan net aan en aan en aan. Nee, daar's nie einde aan God se genade nie, as ek glo in Jesus. Ek lees so, is nou ietsie snaaks, lees ek, nou elke keer as ek nou wil kwaad word, maar ek weer skuldig goed moet was, onthou ek wat ek hier gelees het. Hulle sê, God se genade is so skuldig goed, daar's geen einde nie. En ek weet as ek nou teruggaan, dan wag klomp skuldig goed, want iedereen moet dit aan my kry. So maar ek vat dit positief, want dit spreek van God se genade. Daar's nie einde aan God se genade nie. Kom ons bid saam. Here, ons sê dankie, Here, dat U 'n God van toelating, van genietinge is, en nie 'n God van verbiedinge nie. Dankie, Here, dat U vir ons die lewe gee om dit te geniet, om voluit te lewe, sonder om seer te maak of seer te kry. Dankie dat daar waar U ons verbied, dinge verbied, Here, is dit vir ons beskerming tot ons voordeel. En dankie dat die meeste genietinge, Here, wat U vir ons gee in Jesus, is verniet. Ons moet net begin dit raak sien. Maak ons oë oop, dat ons dit alles sal raak sien, wat U vir ons vrylik verniet gee. Ons loof en prys U in Jesus se naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.